Hallo maats. Ja, ons mis julle by die kinderkerk. Ons hoop julle mis ons daarom ook so 'n bietjie. Ek is oom Robert. Vir die van julle wat daarom nog onthou julle daarom nog vir ons 'n bietjie daar by die kerk? Ons hoop ons gaan vir julle een van die dae weer in die kinderoomlik in die erediens hê en ja, lekker saam met julle kinderkerk hou. Ek gaan begin vanoggend met 'n liedjie wat ons 'n video gaan kyk na en dan sing julle heerlik saam. Dis lekker om die Here te dien. Kom ons sing dit eers. Dis so lekker om die Here te dien. 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 Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Maar dit is so swaar om jou laste te dra. Dit is so swaar om jou laste te dra. Dit is so swaar om jou laste te dra. Dit is so swaar om jou laste te dra. Dit is so swaar. Dit is so swaar om jou laste te dra. Dit is so swaar. Dit is so swaar om jou laste te dra. Maar dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker soos 'n cracker, so vreeslik baie lekker om die Here te dien. Dit is so lekker soos 'n cracker, so vreeslik baie lekker om die Here te dien. Dit is so lekker soos 'n cracker, so vreeslik baie lekker om die Here te dien. Maak nie saak wat die mense van die wêreld sê, dit is lekker om die Here te hê. Dit is so lekker soos 'n cracker, so vreeslik baie lekker om die Here te dien. Dit is so lekker soos 'n cracker, so vreeslik baie lekker om die Here te dien. Dit is so lekker soos 'n cracker, so vreeslik baie lekker om die Here te dien. Maak nie saak wat die mense van die wêreld sê, dit is lekker om die Here te hê. Ja, dit was 'n lekker liedjie om te sing, nê. Ek wil vandag vir julle 2 stukkies lees uit die Bybel uit. En ek gaan julle kan lees saam, die wat kan lees. Die een is uit Johannes 8 vers 12 uit. Op 'n ander keer staan daar, het Jesus vir die mense gesê: Ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe. Dis nou in die donker lewe nie, maar sal lig hê wat lewe gee. So, Jesus sê, hy is die lig vir die wêreld. Maar dan sê ons, al lees ons in Matteus 5, dat Jesus sê, julle, dis nou ons almal wat sy kinders is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Het julle al ooit lankpad gery? En dan kom 'n mens so aan, dan sien 'n mens, daar so gloed, daar so ligskynsel, lang voor jy die dorp of die stad kan sien. En dit is die lig wat 'n mens van ver af kan uitsien, die liggloed. Nou Jesus sê, jy kan nie 'n stad wat op 'n berg is, wegsteek nie. Ook kan 'n mens nie 'n lamp opsteek, of steek 'n mens ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, jy sit dit op 'n lampstaander. En dit gee lig vir almal in die huis. Die ou dae, die mense, sulke parafienlampe gehad. Partykeer, as Eskom se krag afgaan, dan steek mense nog 'n lampie of 'n kers aan, en dan sit jy hom so neer dat hy 'n hele area kan verlig. Dan sê Jesus, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien. Jesus sê ons moet so in 'n wêreld waar baie keer nie liefde is nie, gaan lewe, sodat ons liggies skyn. Hoe skyn ons liggies? Ons liggies skyn deur die liefde wat ons vir almal uitleef. Nou sê Jesus, ons liefde word gesien
in die goeie werke wat ons doen. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien. Goeie werke is net goed wat jy doen uit die liefde van jou hart uit vir ander mense. Nie omdat hulle dit verdien nie, want ons verdien ook niks voor die Here nie, maar net omdat dit lekker is om van God se liefde wat hy vir ons gee, weer vir ander mense te gaan uitdeel. So ek wil nou vandag hê, julle moet na 'n spesiale gedeelte weer kyk van James Bond. Daar was so speurstories van James Bond, wat so geheime agent was. Nou hier is James Bond, die geheime agent. Geniet dit, en daarna gaan ons nog 'n liedjie sing, en dan is ons sommer afgesluit vir die dag. Lekker dag vir julle, hoor. Tada! Hi, dis weer Hond, geheime agent, James Hond. Ek hoop jy het laas week alles gedoen wat ons gesê het, en ander mense eerste gestel. Wel, dis weer tyd vir geheime opdrag. Ek hoop jy's gereed, want hier is iets moeilik, en is dalk net die sterkstes wat dit sal kan doen. Ek skakel julle nou direk oor na Robot, en daarna geheime agent Padaki. Julle opdrag hierdie week is om uit te gaan en die sout van die aarde en die lig vir die wêreld te wees. Soos wat soutwonde ontsmet, moet julle kyk hoe julle enige omstandighede kan beter maak en mense kan help. Die geheime woord is let's fix it, let's fix it, let's fix it. Kyk of julle ernstig seer kry kan vind en dit kan beter maak vir iemand deur God se krag en liefde. Hallo maatjies, ek het 'n baie goeie plan. Miskien kan dit vir jou goeie huiswerk hierdie week wees, om te kyk hoe baie liefde jy kan bring in hierdie wêreld, en onthou die groot geheim, as jy iemand sien sonder 'n glimlag, gee vir hom joune. Bye! Nou ja, daar het julle dit. Julle groot opdrag vir hierdie week is kyk hoeveel liefde julle kan uitdeel. Selfs aan mense wat dit nie verdien nie. Kyk hoeveel glimlagte, drukkies en vriendelike woorde jy kan gee aan almal om jou. Kom volgende week terug met 'n groot getuienis van wat als gebeur het toe jy God se liefde uitgedeel het. Van my, Hond. Totsiens. Staan op en sê nou ek is lief vir Jesus. Staan op en sê nou ek is lief vir hom. Almal wil weet, ja, almal wil hoor, is jy regtig lief vir hom? Sit nou en fluister, ek is lief vir Jesus. Sit nou en fluister, ek is lief vir hom. Almal wil weet, ja, almal wil hoor, is jy regtig lief vir hom? Staan op en sê nou ek is lief vir Jesus. Sit nou en fluister, ek is lief vir hom. Almal wil weet, ja, almal wil hoor, is jy regtig lief vir hom? Sit nou en fluister, ek is lief vir Jesus. Sit nou en fluister, ek is lief vir hom.